Goeiemôre vriende, my naam is Pieter van der Merwe. Dankie vir julle wat inskakel, ons prys die Here daarvoor. Dit is so 'n pragtige lentedag hier buite en mense het 'n ongelooflike voorreg om dit nog te sien op hierdie aarde solank ons nog hier is. Prys die Here daarvoor, hy is die skepper, hy is die onderhouer en dis na hom wat ons uitsien. Ons gesprekkies vir die van julle wat die eerste keer luister, gaan juis daaroor. Ons praat oor die Here Jesus se koms en dit is 'n veelvlakkige onderwerp met soveel implikasies en ons gaan vandag juis weer daarna kyk. So kom ons bid net saam voor ons begin. Here, ek loof en prys U dat ons nie weeskinders is nie. Ek loof en prys U, Here, dat U woord vir ons leer. Ons is op pad. Ons is op weg. En ons weet, ons is op weg na die koninkryk wat U voorberei, waarvan ons deel sal wees. Dankie, Here, dat ons van U kan verwag, dat U ons dae en ons jare, ons tye in U hande hou, want U woord sê dit vir ons. Ek bid dit vir myself en ek bid dit vir elkeen wat U luister. Dankie, Here. Amen. Vriende, ons het 'n besonderse onderwerpie vandag. Dis een wat ek al baie keer oor gepraat het. Miskien net 'n verwysing daarna of miskien 'n bietjie meer in detail, maar ek voel net dit is so belangrik dat ons weer eens daarna kyk. En dit is die hele storie van die rol van Israel in profeseë, maar nie soseer in profeseë nie, maar dat die rol van Israel steeds staan. Dat elke belofte wat ooit aan Israel gemaak is, van Genesis af, dat dit staan en dat dit die waarheid is. Nou ek gaan vandag so 'n paar versies mee begin en dan gaan ons kyk na die implikasies. En ek gaan die boekie 1 Petrus gebruik, want dit is Nuwe Testamenties, as mos nou 'n groot groepering wat sê, nee, jy weet profeseë oor Israel byvoorbeeld, bestaan nie meer nie, want dit het waar geword met die stigting van die kerk, of dit het 'n vervulling gegaan met die stigting van die kerk. Dit is 'n ongelooflike leuen van die vyand en dit verdof 'n mens se oë as jy na die woord van die Here kyk. En ek gaan na die boekie 1 Petrus toe, want 1 Petrus, daar was oor deur die eeue, van die vroegste tye was daar aanduidings dat 1 Petrus geskrywe is juis vir Jode. En as dit vir Jode geskryf is, dan impliseer dit 'n hele klompie goed waarna ons ook gaan kyk vandag. So mag die Here ons oë oopmaak, die Heilige Gees ons oë oopmaak, dat ons dit verstaan in die lig van die woord. Die woord is heilig, dis God se woord. Ek wil sommer begin met 'n aanhaling van ene W.A. Criswell, W.A. Criswell. Hy sê, the correct identification of Israel is a key to the true interpretation of the whole Bible. If Israel means God's ancient people, the Bible becomes as clear as truth itself. If Israel means the New Testament church, the teaching of the Bible becomes obscure. En dit vat die hele ding eintlik ongelooflik saam. As die Here se rol met Israel steeds vas staan, sy verhouding met hulle, sy uitverkiesing van hulle, dan maak die Bybel, gaan dit vir ons oop soos nooit tevore nie. So mag ons vandag en hierdie oggend ook sommer net op 'n besondere manier dit weer ervaar. Vriende, ek gaan begin, miskien moet ek maar net sê, die ou kerkvaders soos Eusebius en Origenes, hulle het dit geglo. Hulle was leerlinge van onder andere Johannes, so hulle het ongelooflike insig gehad in die woord. En 'n mens moet gaan kyk wat daai ouens sê, want deur die eeue verander sieninge, en ek meen dis hoekom die Romeinse kerk ontstaan het, oor sieninge wat verander, en dit geld nou nie net vir die Romeinse kerk, dit geld vir allerhande kerke. Nou hier is 'n opmerking dat selfs Calvin dit geglo het. Nou dis vir my moeilik om dit te glo, want die Calvinisme is vandag juis by uitstek een van die groeperinge wat sê dat Israel se tyd verby is en dat die kerk in die plek van Israel gekom het. Maar ons laat dit nou daar. Kom ons gaan kyk na 1 Petrus 1, vers 1.
Hierdie brief kom van Petrus, 'n apostel van Jesus Christus. Ek skryf aan God se uitverkore volk, wat as uitlanders verstrooid leef in Pontus, Galasië, Kappadosie, die provinsie Asië en Bitinië. Hy sê reguit, hy skryf aan God se uitverkore volk. Wie is dit? Dis die Jode. Dis die kerk is nie 'n volk nie, en ons gaan net meer daarna kyk en 'n woord daaroor sê. En hierdie versie in vers 2, God die Vader het julle lank gelede al uitgekies en deur die Gees aan homself toegewy. Die gevolg is dat julle gehoorsaam is aan hom deur die bloed van die Here Jesus skoongemaak is. Met ander woorde, Petrus skryf aan gelowige Jode wat in verstrooiing lewe. Nou as 'n mens kyk wat se verstrooiing, dit was nie verstrooiing in 70 na Christus deur Titus nie, dis 'n verstrooiing voor die tyd. Nou daar was verstrooiing onder, kom ons sê nou maar Babel en Assirië, en van hulle het verseker nie teruggekom nie. Trouwens as 'n mens die boekies Esra en Nehemia lees, is dit eintlik 'n baie klein persentasie wat teruggekom het. En daar is mos nou baie sprake in die wêreld van die 10 verlore stamme van Israel. Dis waarskynlik aan hulle wat Petrus, hulle het nou nie die naam daai tyd gehad nie, maar dis aan hulle wat Petrus geskryf het, en hy het geweet hierdie ouens het die Here Jesus as Messias aanvaar, en daarom bemoedig hy hulle met hierdie boekie. Vriende, kom ons gaan gou net so 3-4 plekkies in Petrus en 1 Petrus kyk, net om te bevestig dat dit wel vir hulle geskryf is, vir die Jode. God het inderdaad 'n kosbare erfporsie vir sy kinders. Hierdie erfporsie kan nie tot niet gaan of besmet word of verwelk nie. God hou dit veilig by hom, en God sal ook julle deur sy krag veilig bewaar, sodat julle die verlossing sal ontvang, sodat julle op hom vertrou. Julle verlossing sal in die eindtyd vir almal sigbaar word. Nou hierdie eindtyd vir almal sigbaar word, het juist te doen dat ons as kerk dit ook kan vat vir onsself, want ons verlossing sal in die eindtyd vir almal besigbaar word in die sin van die wegraping. Dan sal die wêreld sien, maar waar is hierdie mense nou? Maar vir die Jode spesifiek, want die verlossing van die Jode kom eers in die eindtyd, en dit kom in die tyd van die Antichrist, wanneer hulle gesig sal draai na Jesus Christus toe. 1 Petrus 2 vers 9. Dit geld egter nie vir julle nie, want God het julle as sy volk gekies. Julle is 'n koninkryk wat uit priesters bestaan, 'n nasie wat heeltemal in God se diens staan, 'n volk wat heeltemal Godsin is. Dit het God bewerk sodat julle vir almal kan wys hoe goed hy is. Dis immers hy wat julle uit die duisternis in sy wonderlike lig ingeroep het. Vriende, nêrens in die Bybel word die kerk beskrywe as 'n volk of 'n nasie nie. En hy herinner hulle aan die roeping wat God aan Abraham gemaak het. En julle is die draers daarvan. Dis eintlik wat hy ook vir hulle sê. Dis God se volk. Ons kyk na 1 Petrus 3 vers 6. Sara byvoorbeeld was aan haar man Abraham gehoorsaam deur hom meneer te noem. Julle het haar dogters geword sodat julle doen wat goed is en julle nie laat afskrig deur enige intimidasie nie. Vriende, hy haal Abraham en Sara hier aan en dan sê hy, julle het haar dogters geword. Met ander woorde, julle is die nasate van Abraham en van Sara, Jode. Dit bevestig dit net weer eens. Nou goed, kom ons gaan 'n bietjie verder. Vriende, daar's 'n klomp implikasies vir ons kyk na die woord en na die profeseë veral, en dit sê ek oor en oor. En ons gaan nou kyk na 'n bietjie daarop klem lê. Iemand het eendag gesê, en ek het dit nou raak gelees hierso, iemand het hierdie mooi opmerking gemaak, 'n mens lees 1 Petrus oor die skouer van Joodse gelowiges. Met ander woorde, wat daar staan, is van ons, of van dit is van ons vir toepassing. Maar ons kyk dit oor die skouer van Jode vir wie dit eintlik geskrywe was. En as ons dit in ag neem, dan gaan daar 'n klompie goed oop. Dit maak die brief baie lerend vir gelowiges vandag. Jode in die kerk ontstaan verskillend. Die Here God kies Abraham en Sara
om vir hom kom ons sê, die voorvaders te wees van die volk wat hy geroep het en die volk aan wie hy vir Moses 'n klomp beloftes gegee het. En ook uit die aard van die saak aan Abraham. Christus vestig die kerk en stuur die Heilige Gees om in ons te woon. Met ander woorde, die ontstaan is verskillend. God kies die Jode en Christus kom vestig die kerk hier op aarde. Nog ene. Die Israel het nie ontstaan as gevolg van die volbragte werk van Christus aan die kruis nie. Die kerk wel. Die kerk ontstaan nadat Christus opgestaan het en opgevaar het. Wanneer het die Jode ontstaan? Reeds in die tyd van Abraham. Die Jode in Israel het verskillende roepings. Israel het nooit die groot opdrag ontvang nie, wat sê, gaan dan heen en maak disippels van al die nasies nie. Vriende, Israel was die fakkeldraer van God se getrouheid en sal eendag die volheid van God se seën ontvang. Met ander woorde, as die woord praat oor die nasies of oor Israel spesifiek, dan noem hy dit in terme daarvan dat die nasies kan sien dat julle my volk is. Met ander woorde, dit wat met julle gebeur, dit wat ek aan julle lewens doen, dat dit vir die nasies 'n heenwysing is, dat hy God is. Dit verskil daarvan wat hy vir die kerk sê, gaan dan heen en maak disippels van al die nasies. Ek hoop ek is duidelik genoeg. Profetiese toekomsverskil, en dis baie belangrik. Israel sien uit na die vervulling van God se beloftes van herstel van die aardse koninkryk, van die aardse koninkryk. Die kerk sien uit om te wees waar Christus Jesus is, nie 'n aardse koninkryk nie. Ons sien uit na die hemelse koninkryk om by Christus te wees, Johannes 17. Met ander woorde, die kerk word nie 'n aardse koninkryk beloof nie. Ons word beloof 'n heengaan na waar Jesus is. Vriende, en ja, ons gaan eendag in die aardse koninkryk kom, maar saam met Jesus om vanuit Jerusalem te regeer. So dis baie belangrik dat die Jode, hulle verstaan dit, dat die Here 'n aardse koninkryk na hulle gaan bring vanuit Jerusalem, vanuit Israel, met die Tempelberg as fokus. Dit bly God se eiendom. Dis oor en oor in die woord gesê. Dit gaan die sentrum wees van die koninkryk wat die Here Jesus hier op aarde gaan regeer met hulle as sy uitverkore volk. So dit is die vervulling van al die beloftes eintlik vir die Jode as nasie en as mense wat die hele wêreld sal regeer. Dit is presies wat God gaan doen. Hy regeer vanuit Jerusalem. Met ander woord, gaan die belangrikste stad op aarde wees. Israel gaan die belangrikste land op aarde wees. En dit juis is die rede waarom die vyand alles in sy vermoë doen om dit te keer en om sy vuil werk hier op aarde te doen. En dit is nie net nou nie. Ons kan kyk van die begin van Israel af. Die ongehoorsaamheid, die terugval in sonde, die aanbidding van afgode. En God het daar op 'n stadium toegetree. Hy voer hulle weg na Babel, hy voer hulle weg na Assirië toe. Hy het laat hulle weer terugkom, want hy het 'n verbond met hulle. Is die Here nie ongelooflik nie? Hy vat hulle weer eens deur eeue van ongehoorsaamheid. Daar is opwellings en daar is, geestelike opwellings. En toe kom die Here Jesus. En hy kom beloof vir hulle alles wat God aan die begin gesê het, gaan met julle gebeur, en hy gaan weer terug. Om vir wie? Vir die kerk 'n tuiste te bring, en met ander woorde, die planne met Israel is steeds, dis aan die gang, dis nie op die ys nie, dis steeds aan die gang, elke keer, maar hy kom in die volheid van die tyd, en dis eintlik 'n wonderlike hoofstuk uit die profeseë van Daniël, dat hy die kerkie kom vestig, en Daniël word beskryf as 2 dae, wat ons nou uiteindelik verstaan as 2000 jaar, en Christus se fokus is op die kerk. Vriende, indien 1 Petrus vir die Jode geskrywe was, bevestig het juis die waarheid dat God se beloftes aan Israel vasstaan. En nog 'n ding wat daarmee saamgaan, ook dat supersessionisme 'n dwaalleer is. Met ander woorde,
Israel het steeds 'n ongelooflike rol in die wêreldgeskiedenis en in God se planne met hierdie wêreld. Ekskuus vir die woord supersessionisme, dis nou die vreeslike belangrike woord om hierdie ding van vervangingsteologie te beskryf. Dit is die woord wat gebruik word, so ons moet nou maar daarna ook kyk. Mag die Here elkeen van ons se oë besonder oopmaak. Vriende, die woord is eendimensioneel. As jy dit nie sien in die lig dat Israel 'n pad het, of dat God 'n pad het met sy volk nie. Dit bly eendimensioneel. Jy kan nie die diepte sien nie. En as jy verstaan dat God steeds met die Jode werk, dan gaan die woord oop, dan word dit meer dimensies. Jy kan dieper sien. Ek is daardeur en ek vertrou dat die Here ook in elkeen van julle 'n werk doen, dat ons almal dit op hierdie manier verstaan, want dit maak die woord ongelooflik die waarheid. Ek sluit af, vriende, met Deuteronomium 7 vers 7 tot 9. Die Here het jou nie gekies of liefgehad omdat jy meer of groter was as die ander nasies nie. Trouwens, jy was die kleinste van al die nasies. Dit was net omdat die Here jou liefgehad het en omdat hy die eed wat hy gesweer het aan jou voorvaders nagekom het. Dit is die rede waarom die Here jou met sulke verstommende krag gered het uit die slawerny onder die farao van Egipte. Verstaan daarom dat die Here jou God inderdaad God is. Hy is die getroue God wat sy verbond vir 1000 geslagte hou. Mag die Here waarlik hierdie woord seën. Vriende, ons leef nie in tye wat ons onbegryplik hoef te wees nie. Dit is nou 'n verkeerde woord, wat ons nie kan verstaan wat aangaan nie. Alles wat aan die gang is. Dit wat nou in Israel aan die gang is deel van die vyandige aanslag teen daai volk om God se planne te probeer keer. En dit doen hy al vir duisende jare. Mag die Here u en my oë oopmaak om dit net meer en meer te verstaan in die lig daarvan dat hy is wie hy is. Mag die Here julle seën. Vader, ek roep u naam uit vanoggend oor elkeen wat u roep en oor myself. Here, hierdie woord is so ryk. Dit wat in die wêreld aangaan is eintlik ongelooflik profeties. Ons sien dit. Ons is die generasie wat dit kan sien. Here, seën hierdie woordjie aan elkeen en veral hierdie wat nog twyfel hieroor. Maak hulle oë oop. Gee hulle die vrede wat hulle nodig het in Jesus se naam. Amen. Vrede vir julle.